Right, ek soek al die kindertjies hier voor. Sit daar so. Oké, julle kan sit hier voor. Bietjie daai kant toe ook. Kyk na haas, daar's 'n nuuskas. Jo. Dinsdag aand. Is jy 'n maatjie dalk? Ons kyk na haas, daar's. Ons kyk na Maraai se goeie. Hoor, dis Maraai wat vanoggend hier is. Maraai se goeie nuuskas. Môre Maraai. Sondag om 10:20. Ek dink sy sing nog in die stort, nê. Nee. Doen julle dit ook? Haas, daar's. Dis al wat ek mag sing. Ai. Gaan ons haar roep? Maraai se goeie nuuskas. Gaan ons haar roep? 1, 2, 2,5, 3. Sondag. Come on. Okay, gaan ons vir Maraai roep, is julle reg, is julle wakker? Ons kyk 1, 2, 3. Maraai se goeie nuuskas. O, frek. Moet ons weer probeer. Wie gaan vir 'n mooi hallo sê? Wat gaan nie buite? Maraai, Hallo. hier's baie maatjies wat vir jou wag hier voor. Is iemand hier? Ons is hier. Skus, ek kom. Dankie. Sy moet eers haar hare kam. Jessie. Hallo Maraai, môre. Ek raak goed hier in, hè? Môre. Môre, maatjies. Is julle almal hier? Ek het gedink julle hou nog vakansie. Wie hou nog vakansie? O, Net een. Jessie. Ons het vandag teruggetrek van die see af. Ons was 2 weke het ons see toe getrek. Ek sien nog 'n bietjie skulpe in jou hare, Maraai. Ai, Ons sal dit later uithaal. okay, dankie. Maar ons het vir jou bitter baie verlang. Ons het baie lanklaas met jou gesels. Verskriklik. Dit was baie erg. Ek het gaan probeer om Hasta se nuuskas se storie te gaan leer, want ek wil baie graag deel van daai storie raak. Oom François. Het jy hom onthou? Was dit moeilik? Dit was verskriklik moeilik. Ek het al 6 boeke gelees en ek het selfs vandag vir groot oom Flapper Olifant hiernatoe genooi en hy sit hier agter, maar hy's kwaad want hy sê hy het nie hiervoor opgeteken nie. Hy's deel van Hasta se storie en nie deel van my storie nie, so hy gaan nie uitkom nie. So hy kan nie vandag praat nie, nê? Is hy hartseer? Ja, maar ek is hartseer. Is jy hartseer? Ja. Vertel vir ons. Want ek wil gehad het hy moet deel van my storie wees en nie deel van Hasta se storie nie. Dan sal ons maar volgende keer moet probeer dat hy deel wees. Wat moet hy doen om deel te wees? Ja, ek weet jy, hy moet net opdaag. Okay. Ek sal met hom praat na die tyd, okay? Maar waar was jy? Want jy was ook baie lank laas hier, want ek het op die TV gekyk terwyl ek nie hier was nie. En toe was jy ook hier nie. Ja, ons was bietjie in Egipte gewees vir 2 weke ook. Egipte? Ek het gedog jy was in die Noordooste. Soos in Grootfontein, Noordoos. Ja, dit was bietjie baie warmer as Grootfontein. Kan iets warmer raak as Grootfontein. Definitief, ek het ook gewonder, definitief. Soos in verder as die Caprivi. Verder, baie verder. Soos in net aan die kant Zimbabwe maatjies. Nog verder aan die kant Zimbabwe, okay. Nee. So hier daarbo jou kan jy sien, daar's bietjie kamele. Kan jy hulle sien? Jy sien net hulle tone. Ek sien hulle tone, 'n pink kameel. Het Egipte pink kamele? Ja. Oh my Ja, goodness. definitief. Oom Ons het hulle dan so teruggebring, so dan moet daar pink kamele Is dit wees. soos in die Egipte in die Bybel waar Moses die mandjie was? Dis net daai Egipte, nê. Nee. En ons was op die Nyl gewees. Jy het seker weer gaan probeer om lentes te swem in die Nyl. Maar ek het julle geweet die Nyl is die heel langste rivier in die hele wêreld. Dis 'n baie Afrika wêreld. Afrika wêreld, nê. Nee. Ja. Ons mag ongelukkig nie geswem met die Nyl nie, want hy's baie vuil. Oh. Ja, want almal bad daar. Hoekom? Het hulle nie barns by hulle huise nie? Hulle het, maar dit is seker lekker om in die Nyl te bad. Oh. Ek weet nie. Ek sal bietjie skaam wees om te bad in die Nyl. Vir al die toeriste wat kom sit en die krokodille. vakansie hou daar. En die krokodille. Okay, nee, ek sal nie in die Nyl bad nie. Eerder nie. Het jy 'n geabseil teen 'n piramide? Nee, ongelukkig nie. Of hom probeer optel met daai arms? Nee, ongelukkig nie.
Ons het net so entjie opgestap, dis al wat ons kon doen. Het julle dit darm gesien? Ja, ons het. Dit was baie mooi en baie warm. Oh, Ja. dis woestyn, nê? Dit Het jy is nie net geleer woestyn. in Namibië, 'n woestyn is warm nie. Ja, maar daar is dit baie warmer. Oh. In die aande koel dit af tot so 25, 28. Oh, dit is baie Ja. erg. Ek is altyd warm aangetrek. Ek Ja, kan ons nie my sien dit. klere uittrek nie, so ek sal nie daar kan dit maak nie. Ek is ook van wol gemaak, so ek sal dit nie kan maak nie. As jy ook van wol gemaak, ja, ek hoor jou. Maar ek dink ons moet by die maatjies hoor. Het jy vir ons 'n storie? Ek? Ja. Nee, ek het net haastas 'n storie, Ons wil die hasdas hoor vandag hê. maar ek het nie 'n storie nie. Het jy al ooit gedoen? Kan ek 'n vraag vra? Gaan jy Wat van die luister? maatjies? Het die maatjies nie 'n storie nie? Het julle 'n storie? Ken Wat julle julle wil haastas deel? se storie? Maatjies? Is hier ooit maatjies vandag in die kerk? Ja, hulle sit so bietjie verder. Maatjies? Bietjie links. Daar. My links, jou links. Sorry, ek weet jy het jou kontaklense vergeet vanoggend. Oh. Ja, maatjies? Okay, nie so ver links nie. Oh my Nog bietjie goodness. bietjie regs. Is hier enige Daar, net maatjies daar. in die kerk? Steek op julle hande. Ah, ek sien julle, okay, great. Sy. Ja, ek het julle gesoek. Sê my, ken julle haastas se storie? Wat's fout met julle ouers sê vir hulle die hele reeks is by Exclusive Books? Okay, maar raai, Ken julle daar 'n Moses se storie? Jo, ek wonder. Net mos hy ou wat die ark gebou het. Is dit nie? O, frik, dan het ek 'n verkeerde Bybel, nê. Oh, Wat het hy gedoen? in Egipte. Hy rondgedryf in 'n mandjie in wat se In plek? Egipte. Op die Nyl. Sy. En wie het hom gered daarso? Die Farao se dogter. Oom Frans, het jy die Farao se dogter ontmoet? Ja, Oh, maar sy kon nie meer handskud nie. hoekom nie? Sy was toegedraai in lappe. Oh, soos Moses in die mandjie toegedraai was in Ja, lappe. Oh, net bietjie anders. okay. Maar ek dink ek wil eerder julle storie hoor. Hey, was daar saam mense saam met jou in Egipte? Ons was 'n klomp mense gewees. Hulle 'n bietjie van hulle gaan nou 'n bietjie praat en moet ons 'n storie deel wat hulle ervaar het. Ek sien baie uit, maar ek sien meer uit na die brood wat daar voor jou op 'n bankie sit. Die Ons sal- brood, ek sal perfek pas op daai stoeltjie langs die brood. Langs die brood. Gaan 'n brood oor Want ek wees. is verskriklik honger. Verskriklik. Ja, maar ek het gehoor ek mag nie te baie brood eet nie, want die jong mense braai vandag mos. O ja, hulle gaan nou die vuur ryk. Hulle gaan nou. Ja. Maar kom ek vertel jou eers die storie. Toe ons in Egipte, die hele plek waar ons rond beweeg het, oral waar ons rond beweeg het ek heeltyd net gesien hoe die Here vir my vra wat is genoeg? Genoeg? Ja, wat is genoeg? Soos in genoeg kos. Ja, soos in genoeg kos. Wat dink jy is genoeg? My kos is nooit genoeg nie. Wie van julle se kos is genoeg by die huis? O, frek. Wie het altyd plek vir pudding? Steek op en jou voet. Bietjie roomys. Bietjie, Baie roomys. baie roomys. Dankie, Maraai. So, toe ons stap rondgery het ek baie mense gesien wat net 'n bietjie het. Net 'n broodjie het vir die hele week, net een broodjie of net 'n bietjie het in hulle huis. Daar was regtig nie baie by party van die plekke gewees nie, maar die mense was so gelukkig geweest. Net omdat hulle 'n bietjie het. Ja, Gelukkig. ja, baie gelukkig. Ek wil altyd weet is dit al wat ons vandag eet. Of wat eet ons vanaand? Ja. Ja, En dan het ons nou net geëet. ek weet. So, is daar 'n storie wat jy aan kan dink in die Bybel wat ons kan praat oor wat is genoeg? Of wat iemand kan bring en gee? Wat van die ander brode? Andy, wat was saam met daai brode gewees? Biltong? Nee, nie biltong nie. Wat was saam met daai brode gewees? Visse. Visse. Bokkels. Bokkoms. Ja, dalk nie heeltemal nie. Vars visse uit die see. Vars visse uit die see uit, ja. Uit die rivier uit. Ja. So, wat het in daai storie gebeur? Dit was eers nie genoeg nie, want dit was net een seentjie se kosblik vol, sy skoolkos. En toe het hy op pad skool toe daar gestop want hy het gesien al die mense sit daar en luister na Jesus.
Toe gaan hy nie meer skool toe nie. Toe gaan hy na Jesus toe. Jesus, dit klink lekker. En So as toe, As jy ooit hoor, maar ek gaan jou vinnig in as jy ooit hoor Jesus praat met julle, nee, dan gaan sit jy net daar waar jy is, jy hoef nie skool toe te gaan nie. Dan eet jy jou kosblik of dan deel jy jou kosblik, nee. Dink dit klink soos 'n plan. Wens ek was nog in skool. jy mag ook net nie skoolbank en sê dit was Jesus wat gepraat het nie, né? Okay, Marai. Ja, okay, maar dis nou 'n ander storie. Vir julle is nog te klein, ons moet met die tieners daaroor praat. Maar toe het hy genoeg kos vir hom gehad. Maar toe sê Jesus, sy kos is oor genoeg vir al daai mense. Net sy kosblik. Ja, Vir daai baie mense. vir 5000 mans en nog hulle klomp vrouens en kinders. Jessie. Wie se kosblik het so baie kos in? Niemand nie. Joune. Ja, ek moet na jou skool toe kom. Ek wonder nou of hierdie brood wat hier voor is vir my genoeg gaan wees. Dink jy so? Ek weet nou nie. Maar ek dink die storie het ons al baie keer gevoel dat dit wat ons het is nie genoeg nie. Wie het al met Jesus gepraat of wie het al na Jesus toe gegaan en dan voel jy net maar is dit wat ek het is nie genoeg nie. Wie voel so? Steek gou vinnig jou hand op, vinnig. Wie was al by Jesus en dan dink jy Jessie maar dit wat ek nou het is nie genoeg nie. Of wat gaan Jesus nou dink of hoe gaan ek dit wat ek het, hoe gaan dit werk vir die situasie of die plek waar hy is? Wie van julle het al 'n broodjie gedeel by die skool met iemand? Hoeveel keer het jy hom gedeel? Net een keer. En was dit genoeg? 1000 keer. Ek wil een van daai brode hê. 1000 dae in die skool. Dis lekker brode daai. Marai, Ja, kan jy vir die maatjies vertel hoe dit vir jou voel as Jesus sê dit wat jy gee is genoeg? Of dat jy ook 'n storie het? Wat kan jy met ons deel? ek het in die begin gedink ek het nie my eie storie nie. Want ek het gedink ek is nie so cool soos Haastas nie. En toe sê Jesus vir my, ek het my eie storie want hy het my heel spesiaal gemaak net soos ek is. En ek kan my eie storie met mense deel. Ek hoef nie my naam in iemand anders se storie te gaan probeer skryf nie. Sjoe. So, nou loof en prys ek net vir Jesus vir my eie storie. Jesus, dis Hoe klink mooi. dit? Dis baie mooi. Dis baie. En as jy na Jesus toe gaan, voel jy dat jy genoeg is of dat jy genoeg by jou het? Oor genoeg. Oor genoeg. Te veel. So jy voel ook vol soos daai broodjie. Nie heeltemal soos die broodjie nie, my maag, my geeshartjie is vol, maar my maagie groei nog, so hy is altyd nog. Groei jou maagie nog. Okay, myne ook. Ons sien. Dankie Marai. Dis hoekom ek hulp het hier voor om dit bietjie af te beer. So maatjies, ek dink ons moet gou bid. Gaan Marai vir ons bid of wil een van julle bid? Ek dink Marai, wie gaan haar oë gaan toemaak? Wie wil gaan maak jy gou haar oë toe? Jy kan hier opkom. My hande kan nie my Gaan maar oë op. toe. Ja, sorry, haar hande My hare kan. vrek. Is hier nou 'n maatjie wat my Hy's oë daar, kan toe? ah, sy. Dankie. Maatjie, gaan jy vir ons bid? Amen. Amen. Dankie maatjie. Dit is so mooi as kindertjies Okay. bid, né? Julle moet nooit ophou nie. Nou kan ons vir Marai baie sê. Okay. Okay, baie julle. Marai, jy kan nou verder daar in die kas gaan oefen, maar ons wil dit nie hoor nie. Okay? Ek sal probeer. Maar Okay. ek het nie nou meer, ek hoef nie meer daai liedjie te sing nie, want Is ek jy het nou my eie storie. Ek Het jy gaan nou jou my eie gaan storie? skryf. Okay. Bye Marai. Bye julle. Bye. 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 Okay, nou kan al die maatjies gou weer daar agter gaan sit. Oom Lourens gaan vir julle stokkie lekkers uitdeel daar agter. So net so 'n bietjie terugvoering oor Egipte. Ek het nie foto's op nie, ek het nie 'n video op, ek het niks van daai goed op die weens. Die uitsending wil ek nie baie van die goed deel omdat ons dit stream nie. Dit was
Dit was 'n voorreg geweest om daar te kon mense ontmoet, kerke sien, huise besoek, saam die span in die groep, en van die span is hier, hulle gaan nou 'n bietjie deel, en dis deel van vandag se boodskap. En deur die hele proses, ons het by plekke aangekom waar mense regtig baie primitief leef, regtig baie min het. Maar hulle is ongelooflik gelukkig en baie lief vir Jesus. En dit het my voete onder my uitgeslaan. Ek het my vrou die voorreg gehad om uitreik saam te doen, en sy was saam, en ons het gereeld vir mekaar gekyk, en gesê, ons kan nie weer klaar nie. Ons het nie iets om weer te sê, of om nie 'n plek om gelukkig te wees, ensovoorts nie. En die Here kom wys my dat die resies waarop ek is, ons resies van geloof, soos die woord het sê, your race that you are running, kom wys die Here net van, hy sê, dit moet verander. Want ons het verloor, ons is baie keer so vinnig in daai resies, of ons baie keer kyk ons na wat ander doen, en wat ander se storie is, en hoe ander dit doen, maar ons verloor trek van Jesus. Ons verloor Jesus, ons verloor die prentjie van Jesus, en dit waaraan ons moet vashou. Daar was een oomblik waar ons in 'n gesin se huis ingegaan het, en dis nou interessant dat my raai praat oor die brood en die kos, en ons gaan in die huis in, en dit sal hier net voor 9 uur die aand. Ek kan nie eens onthou wat se dag dit was nie. Maar ons het lankal klaar geëet, en daar eet jy baie, soos jy eet die hele tyd. En ons is net daar in die huisie, is ongelooflik klein. Die sitkamer is so groot as die kerk se kombuisie. En ons is 10 mense met hulle 4 van die gesin daar binne. En ons het net gekom om vir hulle hallo te sê, en ons het nie geweet, in die volgende oomblik pak daai tannie al haar snitzels in haar yskas uit. En sy maak alles gaar. Ons het van gesê, asseblief, ons wil regtig nie hê nie, gaan sit gou by mamma. Ons wil regtig nie hê nie, en sy pak dit uit, sy maak oop, sy bak snitzels, die volgende oomblik kom hier koek, 'n klaar gebakte koek, daai koeke met die gat in, chocolate koek, hier is hy, hulle word gesny. Ek later soos, nee, ek voel so skuldig, want jy kan sien, die mense het nie veel nie, as ons almal maar net so opgewonde kan wees oor 'n stokkie lekker. En vir hulle was dit, ons wil julle bedien, ons wil julle bless. Julle is hier, so moenie dit ontneem van ons af nie. Moenie dit wegvat van ons af nie. Kom papa help. Dit het regtig my perspektief verander van wat hier aangaan in ons dorp. Ek hoef nie eers te praat oor die vervolging wat aangaan. Dit is daar, ek sal dalk hier en daar op 'n stadium bietjie deel van dit, maar die waardering vir wat mense het en hulle storie, wat hulle deel, die storie, en dis wat is regtig nodig? Ek kom vra die Here vir my oor en oor, in my eie lewe, wat is regtig nodig? Dit wat ek graag wil hê, is dit regtig nodig? En dit wat ek na hom toe bring, daai seentjie wat met daai brode gekom het en daai visies, en die disippels is soos, Jesus Boeta, jy's awesome, maar ek dink dit gaan werk. Net met daai stukkie. Maar wat is dit vir so baie mense? Jou storie, jou getuienis. Maar wat is dit vir so baie mense? En daai seentjie kom met die broodjies en die visies, en hy sê, maar dis wat ek het. Dis wat ek graag wil gee. En ek vat dit terug na Egipte toe, en hierdie mense is daar, en hulle bedien ons, en dis wat ons het. Dis wat ons graag wil gee. En as jy met enige iemand kan praat, wat in die span was, wat saam was, 'n foto gaan nie vir jou kan verduidelik of beskryf wat daar gebeur het. Jy gaan dalk 'n prentjie hê, maar net, daar was kere wat ons net gestaan het, die kinders hardloop nog 11 uur die aand, 12 uur die aand daar rond, want dit is so warm deur die dag, jy kan niks doen nie, dit is 40, 45 grade deur die dag, die humiditeit is ongelooflik. Ek moes eintlik 'n wetsuit saamgevat het of so iets. Dit was net rof. Maar in dit beleef jy sien mense wat swaar kry. Maar hulle glimlag en hulle is vol joy. Jy sien mense wat nie regtig, dit lyk nie of dit goed gaan nie, maar eintlik gaan dit so goed en hulle kan jou seën en jou bless.
En die gesin het soveel vir ons gegee, die volgende dag het hulle dogters ons hulle het ons deurgevat deur die dorpie waar hulle bly, en ons dit gewys en dit gewys, en hulle was so geconnect met ons op 'n manier. Net deur daai saam eet. Nou wie sal jy 9 uur op 'n aand toelaat in jou huis, en dan gewoonlik is ons soos, jy kyk vir jou vrou, of jou vrou kyk vir jou, en hulle kyk vir die horlosie, en ons werk môre, né? Die kinders moet skool toe gaan. Ek dink ons was 12 uur daai aand daar uit. Marinda, Monique, ek kan nie onthou nie. 12 uur daai aand toe ons eers daar uit. Toe ons moeg, toe ons was later so, nou kan ek nie dink hoe hulle moes voel nie, maar vir hulle was soos hierdie dogtertjie wat dan net op en af gespring het oor daai stokkie lekker. Dit was vir hulle so opgewonde, of so lekker, om mense te kan kry, en hulle storie te kan deel. En ek beleef net dat, Jesus was nooit gejaag nie. Niks het hom gejaag nie, hy was nooit gejaag nie, hy het nooit in performance, daar was niks van dit gewees nie. En ek voel, dis een van die grootste plekke waar ons as Christene val in hierdie dorp, is met performance, en ek moet besig wees die hele tyd, en ek moet operuit, en jy verloor jou storie wat jy met iemand kan deel met 'n koffie. Of jy verloor jou storie, of daai blessing wat jy net vir iemand kan gee, want ek is die hele tyd op my horlosie. Dit moet nou gebeur, of dit moes al gebeur het. Ek het nie nou tyd, Jessie mense, julle kan gou iets drink, en dan gaan ek nou nie ongeskik wees, maar ek gaan so lank begin skottelgoed was. Nou was ek al hoe harder as hulle nog nie opstaan nie. Ons is so gejaag. En met Psalm 91 wat ek gelees het, ons het dit elke oggend gelees, voordat ons met die bussie uitgery het, elke oggend. Elke oggend het dit ons bewaar. Ek bedoel, as ons daar, seker tussen 12 en 15 keer elke dag deur metal detectors en goed, so die polisie beskerm, en die polisie en SWAT beskerm elke liewe kerk. Die een kerk wat ons besoek het, was 'n jaar of 2 terug, het daar 'n bommer probeer ingaan, hy kon nie deur die scanners kom nie, en toe hy agterkom, hulle het hom, toe druk hy die knoppie, net daar. In Egipte, dis 'n realiteit. En met alles wat die afgelope week gebeur het, met mense wat goed gesê het oor God wat kom, en trek ek 'n lyn, en Woensdag by die jeug, ek het dit nie beplan nie, en ek vra vir die jeug, maar as dit nou regtig, as jy storie, lyn, as daar 'n punt kom, as die Here nou 'n punt maak by jou storie, wat dan? En hulle kyk my met sulke groot oë, en ek sê, weet jy wat, die eerste ding wat by my opgekom is, ek het aan julle gedink. En hulle is almal, oom, ek sê, nee, wag, luister. Ek sê, ek het aan julle gedink, want, yes, is my mission voltooi. Is my storie, is my mission voltooi. Ek gaan nie so baie om oor myself nie. Ek is lief vir Jesus. Maar is my mission voltooi met julle? En as dit nie is nie, wat 'n storie het ek dan? En dit slap my so teen die bors. Wat is regtig nodig? Waarna jaag ons? Waarna gryp ons? Waarvoor spaar ons vir ons simpel vir iets? Dan het jy hom, en dan na so 'n week sê jou vrou vir, ek het vir jou gesê, dis maar net nog 'n ding. Ek wil graag vir Marinda vra om haar storie te kom deel van Egipte. Hoe verduidelik jy iets wat jou hele lewe verander het? Ek wil net alle eer aan die Here kom gee vir die groot voorreg om deel van hierdie te kon wees. Want ek dink nie een mens in ons groep het dieselfde teruggekom nie. En ja, Egipte is verseker een van sy soort. Dit is 'n hele ander wêreld met baie armoede, soos Frans ook gesê het, met ongelooflike lekker kos en ook die amazing argitektuur. En dit was ongelooflik warm geweest. Maar vir my het die Egiptenare net so diep in my hart kom klim, nê.
En veral die Christene wat Abba se liefde, joy en gasvryheid uitleef, maak nie saak in watter omstandighede hulle is nie. En ek het by hulle geleer wat dit beteken om jou newe leer te lê vir God en vir ander, want ons kan baie by hulle leer. Ons het nie 'n klou nie. En ons as groep kon regtig vir Abba se guns en seën elke dag ervaar. So ek wil net vir elkeen wat saam gebid het of finansiëel bygedra het net soos ongelooflik baie dankie sê. Want sonder julle sou dit verseker nie moontlik gewees het nie. En ek dink terug aan die voorreg wat ons gehad het om audio Bybels ook uit te deel en net hoe ongelooflik dankbaar en bly hulle oor dit was. En dink ek, flip, waardeer ek regtig my Bybel genoeg? Soos, verseker nie. En ek wil net vir my groep ongelooflik baie dankie sê, want ek kan nie onthou wanneer laas ek iets so geniet het nie, en elkeen van hulle het dit een groot jol gemaak, nee. En die Here het my joy kom restore soos nog nooit tevore nie. Ek is nie dieselfde mens soos ek hier staan nie. En ek wil net alle eer aan die Here gee vir dit, want my lewe is nooit weer dieselfde nie, nee. En ek wil net sê baie dankie vir elkeen van julle en shukran. Wat was jou hoogtepunt? Ons het die een dag toe ons daar op die Nyl met die boot gevaar en die worship musiek tussen die moskees kliphard gesit, julle. Dit was 'n heavenly moment. Ek dink dit was, en dan 'n ander ding was ook, ons het 'n kinderhuis besoek met gebreklike kinders. En net om te sien hoe die Here vir hulle 'n nuwe naam kom gee. Ek meen, daai familie wil niks met hulle te doen hê nie. En hulle is so gelukkig om te sien hoe die Here hulle kan restore van dit wat hulle was. Ek meen, dis nie die Here wat dit kan doen. Ek dink dit was my 2 hoogtepunte. Wat was jou laagste punt? Kyk, ek is nogal 'n skaam mens. En die Here het soveel barriers vir my kom breek, want ek is iemand wat hou van beplan, jy weet, ons moet weet hoe die dag loop, en jy kan niks beplan op hierdie uitreik nie, en Abba Vader het vir my so net kom wys om werklik dit was die grootste challenge in die begin, maar later was dit my grootste deurbraak, want jy weet, soos just let go and let God, vertrou hom elke dag om deur te kom en te voorsien en vir jou vrede te gee. So die laagtepunt was die hoogtepunt ook, ja. Wat doen jy anders nou? Ek waardeer die Bybel wat ek elke dag, ek weet ek kyk nie meer dieselfde na die woord van God nie, dit het vir my lewendig geword. En ek vra vir die Here hoe ek met daai selfe vuur wat ek in daai mense gesien het by die werk kan getuig. Want weet jy, net waar jy ook by die werk is, wat ook al jy doen, God het jou nodig daar om sy lig te laat skyn, en hy het alles in jou gesit om hom daar te verteenwoordig. So, dankie Abba Vader dat u vir my gekoop het, en ek confidently dit kan doen wat ek moet doen, omdat hy my gekoop. So werk is nie met dieselfde nie. Ja, dankie Fransja. So net om vir julle konteks te gee, Cairo het so 23 miljoen mense. Net Cairo self. Elke 400 meter is 'n moskee, of 'n mosk. So daar is so by die 300,000 mosques net in Cairo. Dis, weer eens 'n foto gaan vir julle niks kan wys nie. Die ervaring daarvan, die moskee is heeltyd in jou kop, en 4 uur in die oggend wakker word van 'n sirene wat langs jou kamer of langs jou gebou skree. Dis ongelooflik om te sien hoe daai mense staan in hulle geloof. Ek vat dit net met die vlug daartoe. Het daar gereeld 'n ou opgestaan en met sy maatjie agtertoe geloop en gaan bid en teruggegaan. En daar toe ons land, toe ons uitklim, ons moet by die taxi uitkom, en die volgende oomblik hier gaan hy af, tot stilstaan, die ouens klim met hulle taxi's uit, maatjie uit, daar bid hulle. En die Here begin so aan my krap. Hy sê, hoe besig is jy om te bid hierdie dag? Hoe besig is jy om te praat met my? Hoeveel keer 'n dag? Nee, maar in die oggende en in die aand, Here, dis ons nou hoe ons dit het. En ons is so maklik om in 'n tradisionele plek in te val van ek bid daai tyd van die dag en hierdie tyd van die dag, want dis geskeduleer.
ja, hulle sin is ook geskeduleer, maar dit wat ek daar gesien het, dis op 'n ander vlak. Die Here het net vir gewys, die manier van dedication wat hulle het, is hoekom dit lyk soos wat dit lyk daar. En die Here sê vir my, maar as jy jou resies, as jy jou manier van doen kan verander, en net dit wat jy het kan weer, dis genoeg. Dis genoeg om te voorsien vir wat nodig is. Gaan jou prentjie totaal en al verander. Gaan die gemeenskap en die omgewing rondom jou totaal en al verander. Ek wil nou, my vrou is nou hier uit. Gunther is nie hier nie. Ons gaan haar so 'n oomblik gee. Ek wil vra vanoggend ook, wat is jou storie? Ek ervaar die Here het regtig 3 mense hier, wat net 'n kort getuienis moet deel. Van wat die Here doen, of gedoen het, of besig mee is in jou lewe. En daar het ek net die krag weer gesien van getuig, vertel jou storie, vertel wat God gedoen het, vertel waarmee God besig is. Ek gaan een storie deel, daar was 'n kerk, 'n koptiese kerk, wat die heeltyd, die regering wou hulle heeltyd platstoot, wou heeltyd die kerk verwyder. En die mosks was agter dit. En die gemeente besluit, maar hulle gaan in die kerk gaan bly. Hulle gaan kinders voor die hekke sit, laat die bulldozers nie die wil inkom nie. Gelukkig het die bulldozers nou nie ingekom nie, maar 'n ander wonderlike ding is die gemeente het toe vir 6 maande, of 8 maande, 3 maande, sorry ek is nie goed in wiskunde nie, 3 maande, my vrou help my altyd, 3 maande het hulle in die kerk gebly, die gemeente. Ek dink ons sal mekaar bietjie dalk omkrap iewers, né? Vir 3 maande het hulle in die gemeente, in die kerk gebly, sodat die bulldozers en die goed nie kan kom in daai kerk destroy of demolish of uitbreek of afbreek nie. En nadat die regering sien, maar hierdie Christene is, hulle is Christene, hulle is nie bang nie. Hulle is so lief vir die kerk. Hulle sê, okay, ons sal vir julle 'n stuk grond gee, as ons net hierdie stuk grond kan kry, want daar's 'n groot significance rondom 'n tempel area en goed wat hulle wil bou daar, of dit staan in die pad. En hulle sê toe is reg, ons sal skuif, en toe kry die weermag opdrag, wat nou teen hulle was, wat die hele tyd die kerk wou afbreek, die weermag kry toe opdrag om die nuwe kerk vir hulle te bou. Die vyand kry op, dis hoe hulle dit sê, is our enemy built our church. Ek sê, wow. Die mense met wie hulle gestry het, met wat daar was hulle het die kerk gebou. Dit was so awesome. Hulle bedien daai hele area, daai kerk. Hulle gee kos vir die arme moslems. Hulle gee kos. Hulle doen soveel goed daar. En daar het ek gesit en dit was een van my grootste oomblikke ook, is net ons doen te min. Ons doen te min. Ons doen baie hier. Maar ons doen te min in die gemeenskap. Dis wat by my uitgekom het. Dis, Here, waar kan ons nog help? Waar kan ons nog inklim? Waar kan ons nog 'n verskil gaan maak? En die stories is alles. Net nou is my vrou terug. Wil jy gou deel, Monique? Nee. OK. So as jy hier is vandag, voor ek die kinders, kom ek kry eers die kinders, dan kan daai 3, ek soek gou al die kinders weer hier voor. Al die kinders. Daar was baie meer nou net. Hulle het sweets gekry nou. OK. Is julle reg vir 'n mission? Is julle seker? Dink julle almal in hierdie kerk kan van hierdie brood eet? Hoe weet julle dit? Want julle weet, want dit is 'n groot brood. Jy is slim. Want wat? Julle kan hom in klein stukkies breek. Sjoe. Is julle reg vir dit? Ja. OK. So kom ons maak seker. Kom, elkeen vat 'n stuk, né? Nee, en dan breek jy hom in kleiner stukkies en dan gaan deel jy dit, maar almal moet een kry. En as daar oor is, dan doen julle wat? Nee, eet julle dit nie. Dan gee jy nog, ja, dan deel jy nog uit, maar jy moet ook hê. OK. Maar jy moet nie met so 'n mond vol stap as jy uitdeel nie. Deel eers uit, dan eet jy.
Dis nie daai van 1 vir jou, 2 vir my, 1 vir jou, 2. Dis nie so uitdeel nie. OK, is julle reg? So daar sê. Kom julle reg, het julle 'n pa nodig? 'n Sterk pa. O nee, OK, julle is baie sterk. Yes, jou pa gym seker, nee. OK, nou moet julle stap en gaan breek stukkies en deel vir almal 'n stukkie uit. Breek. Gaan gee vir mense. Is dit suurdeegbrood? Gee vir mense, sou nie gaan gee vir mense. Gaan deel uit. Dit is altyd lekker om te sien hoe die kinders baie beskaafd uitdeel. As dit 'n jeug Woensdag was die brood daai kant toe gegooi en daai kant toe gegooi, of sulke hande vol soos konfetti gegooi. Wie het nog nie brood gekry nie? Sjoe. Maar julle moet klein stukkies, julle moet breek. Of julle moet stukkies afbreek en bid. Hou net jou hand op as jy nog nie gekry het nie. Daar agter is nog 'n klomp. David, daar agter. Maak seker almal kry. As jy nie gekry het, hou jou hand hoog op. Hoe weet nog brood oor? Deel nog uit. Mens probeer altyd jou eie kinders mooi leer en staan hulle voor en eet al die brood op wat in hulle hande is. Maak nog stukkies en gee nog uit soos wat jy kan. Dankie julle. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik, ek weet daar's 'n paar van julle wat baie honger was, ek het daai kakebene dadelik sien beweeg. Kyk net vir 'n oomblik na jou broodjie. Of as jy net krummels oor het op jou skoot, is dit ook oukei. Dankie. Kan ons sê dat hierdie genoeg is om ons te vul? Kan ons sê dat hierdie genoeg is om hierdie een happie te vat, genoeg is om ons joy te restore? Om ons die lewe te gee wat ons nodig het. En deur een brood en kinders wat weet dat dit, hoe sê jy, dit gaan genoeg wees. En vra ek, hoe weet, nee, ons weet dit. Maar dis aan 'n groot brood. As ouers, as volwasses, en hier's nog baie oor. Is ons partykeer so vasgehaak aan die groot goed, maar ons mis die klein goed, wat God sê, dit is genoeg. Wat kort? As daar enigiemand is wat iets wil deel, 'n kort getuienis, kom asseblief vorentoe. Hallo julle. Ek wil net sê dat wat Jesus ook vir my nou leer in die oggende as ek opstaan. Daar is ook geskryf wat sê verbly julle in die Here, verbly julle in die Here. Ons weet ons baie van ons staan partykeer op, dan is ons so 'n bietjie grumpy of ons kla hieroor of daaroor. Onmiddellik gee ons vir die vyand 'n plek by ons. Die vyand het
he doesn't have authority. But if you give him authority, he will come. So die Here leer my, as jy opstaan in die oggend, wees bly in die Here. Al is jy net bly dat jou naam in die hemel opgeskryf is. Moenie kla nie. En wat insluit by François se storie is ook, ek dink die groot woord, dankbaarheid. Dat ons dankbaar sal wees in alles. En dan leer die Here vir my, hy hou daarvan. Jesus hou daarvan, dat ons hom prys en loof en groot maak, en sê hoe lief is ons vir hom. Ons kan in die tale praat, ons kan jou taal praat, maar verklaar net vir Jesus hoe lief is jy vir hom elke dag, want ons kan nie net na hom toe gaan en altyd wil bedel en bedel, Jesus gee dit en dit, maar ons het nie dankbare harte nie. En om dankbaar te wees, is 'n offer vir Jesus. En hy is so lief vir ons. En ek sê baie keer vir hom, ag Vader, ek wil U graag omhels, maar hoe gaan ek dit regkry? U is te groot. Maar so lief is ek vir hom. En ek wil net vir ons bemoedig daarmee, dat ons vir Jesus baie lief moet wees. Hy doen baie vir ons, hy is baie lief vir ons. En as daar slegte goed gebeur, is nie Jesus nie, is die vyand se afdeling. So die woord sê, beveg hom en onderwerp julle aan die Here, weerstaan hom en hy moet gaan. Maar slegte goed is nie van Jesus af nie. Hy is baie lief vir ons. Hy wil vir ons oorlopends toegee en sy joy elke dag. Dankie, ek kon gedeel het met julle. Dankie. Nog iemand? Hallo almal. So ek het daar agter gesit en toe sê die Here vir my deel jou getuienis en toe dink ek, toe sê ek vir die Here, dis 'n baie stupid getuienis, is baie klein. En toe kry ek eintlik lag want dis waaroor die hele preek gegaan het, jou 2 visse en jou 5 broodjies. Die Here sê dit is klein, maar dit is genoeg. So laas jaar het ek besef ek wil nie meer, ek het in Potchefstroom geswat as 'n CAA, 'n rekenmeester, en ek het besef dit is baie aaklige ding. Ek spot altyd en sê vir mense ek het tot bekering gekom. Ek kan nie dink jy moet dit doen nie. En ek het teruggekom huis toe na 4 jaar en glad nie my graad klaar gemaak nie. En ek was altyd toppresteerder in die skool en al die balkies gekry en as nou kom jy terug en jy het nie 'n graad nie. Jy's niks na 4 jaar nie. En jy was so bang dit gebeur met jou want almal sê altyd die presteerders in die skool, dis hulle. Hulle vat 'n nok in die lewe. En toe jy soos jy sê die nok in die lewe gevat en nou. En ek het teruggekom huis toe en my pa het gesê, wat doen jy? Wat wil jy doen? Ek sê vir my pa, wil graag 'n arbeidsterapeut word. Wel geen aanlegtoets ooit vir my gesê het, ek kan 'n arbeidsterapeut word nie. Niemand het ooit na my toe gekom en gesê, jy gaan 'n arbeidsterapeut word nie. Maar ek het in my hart, ek het nou so gemisluk, kom as hierdie nou nie uitwerk nie, dan is dit ook nou oké. En ek het 'n beurs terug gehad om te betaal, 'n baie groot beurs, en ek het nie 'n beurs gehad om arbeidsterapie te swat nie. En my pa het net vir my gesê, wel, my kind, die Here het ons tot hier gekry, so hy sal ons verder kry. En hy het net saam met my gebid en in my geglo, en ons kon my beurs, cash en kontant, die eerste keer, ons is nie so rykies, so moenie dink dit was 'n swipe nie, maar dit was waar die Here ons kon geseën het, waar ek my beurs kon terugbetaal het, en ek het my eerste jaar in arbeidsterapie klaar gemaak, en ek sien 'n foto van myself, Google Fotos gee vir jou daai reminders, en oor 'n foto 'n jaar terug, en ek sê, ek kan nie glo waar ek vandag is nie. Hierdie is nie eers 'n droom wat ek myself toegelaat het om aan te dink nie, want in my oë was dit net te onmoontlik. So ja, dit is my getuienis. En net soos daai, dit is genoeg. En as ons terugkyk, wat is regtig nodig? Maar wat was dit vir so baie mense?
So haar storie het definitief nou 'n paar mense aangeraak, of jy kon relate, jy kon vereenselwig soos, ja. En al het sy gedink die storie is 'n krummel, daai krummel was genoeg, of daai stukkie was genoeg. Ek wou maar net sê dat lank terug het ek 'n preek gehoor wat die vroutjie gepraat het oor. If 5 and 2 is all you have, then 5 and 2 is enough. Pratende van die 5 broodjies en die 2 visse en dit het so by my gebly en ek wil maar net sê soos oor die vrouekonferensie wat ons nou rukkie terug gehad het mense gepraat wat nie wou nie en nie gedink het dis genoeg nie, maar hulle getuienis en hulle deel die wat daar was, ek is seker julle almal stem saam, dit was 'n baie groot seën, maar as jy teruggehou het, dan het dit nooit gebeur nie, dan is ander nie geseën nie. So, dit was vir myself so, en vir elkeen wil ek maar net sê, if 5 and 2 is all you have, 5 and 2 is enough. En deel dit, want dan word ander geseën, soos wat, wat is jou naam? Margaret, ja, skies. Ek loop afgelope 6 weke sien ons mekaar elke week en vir Helena sussie en dan kom haar naam nie terug. Soos Margaret nou, dit het ons geseën. Dankie. So ek wil regtig huis toe stuur met die prentjie van en die vraag aan jou, wat is regtig nodig vir die volgende week? Wat is regtig nodig? Oral waar jy is, oral waar jy betrokke is by die huis, by die kantoor, met jou tyd met God. Wat is regtig nodig? Ek kon nou vandag hier 'n klomp slides en video's en Great Pyramides en daar was 'n paar interessante foto's ook kon ek opgesit het, maar hierdie is wat ek geleer het in Egipte. Dit wat vanoggend gebeur het. Dis hoe hulle God liefhet. Dis hoe hulle kerk doen. So. Hulle deel. Hulle hoor mekaar se storie. En hulle vat uit mekaar se storie uit. En dan die laaste gedeelte is, maar wat is dit? Maar wat is dit vir so baie mense? Maar wat is dit vir so baie mense? Is jou walk of life. Is jou storie. Net soos Woensdag wat ek met die jeug gedeel het is, yes, is my mission complete? Wat is dit vir so baie mense? Net daai 2 goed wil ek julle mee huis toe stuur. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir genoeg. Ons dankie vir wie U werklik is in ons eie lewens en in ons omgewing. Ons prys U vir 'n gemeenskap wat opstaan, vir 'n gemeenskap van gelowiges, vir 'n gemeenskap wat Bybels het en vrylik kan bid, kerk hou en by mekaar kan uitkom. En vandag kom sê ons net vir U is genoeg. Al verloor ons alles in die wêreld, al word ons niks, U is genoeg. You are enough. Amen.